werklik die oortuiging in ons harte en in ons binneste sal wees, dat U is die ene wat wonderwerke doen. You are the promise keeper. You are the waymaker. En Here, wanneer dit lyk asof daar geen pad is nie, geen deurbraak is nie, geen uitweg is nie, dan kom maak U 'n weg. En Here, open ons oë om die weg te sien wat U vir ons baan. Open ons ore om te hoor elke woord, elke belofte wat U oor ons uitspreek vanoggend. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Maar ek bid Here dat U ons sal help om dit wat U met ons deel, met ons praat, dat ons dit sal toepas, maar Here, dat ons ook gehoorsaam sal wees aan U. En dankie dat U ons die krag gee om dit te kan doen. In Jesus naam. Amen. En amen. Kan my sitplekke neem. Ek sluit aan vanoggend, ons gaan aan waar ek besig was om te praat en te bedien. En die hart daarvan is die Heilige Gees wat in ons is, en die werk wat sy Gees in ons doen, maar nie net in ons doen nie, dit wat die Here, wat die Heilige Gees ook deur my en jou wil kom doen. Maar die grootste ding is dat ons sal wees en sal word soos wat Christus is. Iemand wat praat, ergens oor die radio of iets hier gesê, our purpose isn't to live biblical lives, but our purpose is to become like Jesus. En mag die Heilige Gees, en ek weet dis hoekom hy daar is, hy wil ons help om dit te wees en te word. En dalk net so 'n paar hersieningsskrifte, ek gaan nie die hele skrif deurlees nie, maar 2 Korintiërs 5 vers 17, wat Paulus kom en hy sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan. En omdat ek en jy sy kinders is ons vanoggend 'n nuwe skepping. Hy sê die ou dinge het verbygegaan. So wanneer God aan my en jou dink, wanneer hy na my en jou kyk, dink hy nie aan die goed wat jy in die verlede gedoen het nie. As ek sê die goed in die verlede, dit wat ek en jy verkeerd gedoen het, hy dink nie meer daaraan nie. Hebreërs sê hy verwyder ons sonde so ver as die ooste van die weste, en hy dink nie weer daaraan nie. Maar wat die vyand wil doen is, hy wil my en jou herinner aan dit wat ons gedoen het. En dat ons altyd sal terugkyk na dit. En die tweede ding is, dat ek en jy baie keer uit skuldgevoel sal wandel. Hy wil aanklag oor jou bring, maar die Here sê, jy's 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygegaan. Maar nou dat jy 'n nuwe skepping is, nou dat jy 'n nuwe identiteit het hy ook vir my en jou die bediening van versoening gegee. Hy sê, deur Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. So die bediening wat ek en jy het, is om mense te versoen met die Here, maar ook om te help om te versoen met mekaar ook. Maar hy het vir my en jou die bediening van versoening gegee. Is dit wat ek doen? Is die woorde wat ek spreek, is my optrede, is dit besig om versoening te bewerkstellig? En dan verder sê hy ook, hy sê ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. So ek en jy tree op as sy gesandte, sy ambassadeurs. Ons is sy verteenwoordigers. So ek en jy tree op as sy gesant. Soos of God deur ons vermaan. Nou as hy deur my en jou vermaan, moet my optrede wees soos die van Christus. Hy het my en jou nie geroep om mekaar te veroordeel nie. Hy het my en jou nie geroep om regters te wees nie.
Hy roep my en jou om mekaar te help en aan te moedig om saam met die Heilige Gees te werk, in vennootskap saam met die Here te werk, dat ons sal help, dat ons soos Christus sal word en sal wees. So ek en jy het 'n nuwe identiteit en ons is 'n nuwe skepping. En as 'n nuwe skepping in Christus, is ons gedrag en die ervarings wat ons beleef is 'n uitvloeisel van die Heilige Gees se voortdurende openbaring en toepassing van ons nuwe identiteit en stand wat daar is in Christus. So die Heilige Gees is konstant besig om my en jou te leer, dinge te openbaar, dinge uit te wys oor ons nuwe identiteit, oor ons nuwe stand in die Here. So hy werk aan ons om ons te vorm, te begelei, te leer en te wys wat die pad is wat ons moet loop. En ek weet nie wie van julle het gaan kyk na Efesiërs in hierdie week wat verby is. As jy nie het nie, doen dit hierdie week. Maar ek wil net 'n paar dinge uitlig. Efesiërs 4. Want hy kom en dan vertel hy ons in Efesiërs 4, praat hy van, hierdie is dinge wat hy wil hê ons moet doen. Dis hoe ons moet wandel. Hy sê in die naam van die Here, doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. Wil weer sê, hy sê ek doen, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer leef soos die heidene nie. Moenie leef soos die wêreld leef nie. Mense, die Here het my en jou vrygemaak. En hy het ons vrygemaak, nie om te doen wat ek wil nie en om te leef soos ek wil nie. Hy het my en jou vrygemaak om nader aan God, om in daai verhouding, daai intieme verhouding met die Here te kan staan. En Paulus sê op 'n stadium, hy sê, moenie julle vryheid misbruik as 'n aanleiding tot vir sonde nie. Hy het my vrygemaak om nader aan hom te beweeg. Iemand sê hierdie week vir my, vriend, praat, hy sê, hoe meer ek van Christus leer, hoe nader aan hom wil ek beweeg. Hoe meer ek van hom leer, hoe meer wil ek word soos wat hy is. Mense, oorvloedslewe is om te leef binne die raamwerk wat God vir ons daar sit. Om in oorwinning te leef, is om binne in daai raamwerk van God te leef. As jy wil werklike vreugde en blydskap hê, is dit om leef binne sy wil en wandel binne sy wil. Ek kan daai slide daar los, dankie Gerard. Hy sê in die naam van die Here, daarom doen ek 'n ernstige beroep op julle, dat ons nie sal leef soos die heidene. En dan vertel hy daar, en hy sê, hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister. Maar die Here maak my en jou denke oop en ons verstand oop en hy wil dit verhelder dat ons kan weet en verstaan dit wat die Here van ons verwag, wat sy wil vir ons is. En hy het 'n klomp goed wat hy daar deel. En dan praat hy en hy sê, maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie, vers 20. Hy sê, julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Almal van ons wat vanoggend hier sit, is volgelinge van hom. Almal van ons was al en is al geonderrig in dit, onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Ons het almal 'n mate en 'n hoeveelheid van waarheid al gehoor. Ons het almal dinge al geleer. En die vraag vanoggend is, dis nie hoeveel ek en jy ken en hoeveel ons weet nie. Die uitdaging vanoggend, die vraag is, hoeveel van dit pas ons werklik toe? Is ons besig om in dit te wandel? Dan sê hy weer 'n keer, vers 22,
hou dan op om te lewe soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou, sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Hy sê, breek met dit. Hoekom? Want hy weet wat die gevolge van dit is. Hy sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Die nuwe vertaling sê, dat julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskape is. Lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. Be set apart. Be holy. So wees heilig. Ag, en dit blyf my 'n mooi gedeelte hierdie, wat hy in die Message vertaling sê, die parafrase. Wat hy sê, Efesiërs 4 vers 1, hy sê, my assumption is that you have paid careful attention to him, been well instructed in the truth, precisely as we have it in Jesus. Since then, we do not have the excuse of ignorance. Onthou, hulle sê ignorance is never an excuse. Die vyand sal jou ignorance, wat's ignorance in Afrikaans? Onkunde. Dankie. Moenie laat baie keer dink ons, ja, maar ek het nou nie geweet nie. Die vyand wil jou onkunde gebruik teen jou. Ignorance must never be an excuse. Hy sê, but since then, omdat julle al onderrig is in die dinge van die Here, onderrig is in sy waarheid, sê hy, since then, we do not have the excuse of ignorance, everything. And I do mean everything connected with that old way of life has to go. It's rotten through and through. Get rid of it. I say, and then take on an entirely new way of life, a God-fashioned life, a life renewed from the inside and working itself into our conduct as God accurately reproduces His character in you. He's reproducing His character in you, dat ek en jou, dat ons karakter sal ooreenstem met sy karakter. En dat waar ons in hierdie wêreld leef, waar ons in hierdie wêreld wandel, dat ek 'n uiterlike manifestasie sal wees van sy karakter. Dit wat ek doen, dit wat ek leef, wat ek praat, hoe ek optree. En ek wil vanoggend bietjie stil staan, vers 29 van Efesiërs 4. Hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Wil weer sê, hy sê, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hy sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word. Saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. Maar wat sê die Amplified Bible? Vers 29, hy sê, let no foul or polluting language, nor evil word, nor unwholesome, worthless talk ever come out of your mouth. Nou dit sal leen al 'n mond vol. Hy sê, let no foul or polluting language. Dan sê hy, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others,
as is fitting to the need and the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor to those who hear it. Daai woord vuil, corrupt of foul, polluting. Die Griekse woord is sapros en dit beteken rotten, putrefied, corrupted by one and no longer fit for use, worn out, of poor quality, bad, worthless. Hy sê ons moenie sulke woorde gebruik nie. Vers 31 sê, let all bitterness and indignation and wrath, passion, rage, bad temper and resentment, anger, animosity and quarreling, brawling, clamor, contention and slander, evil speaking, abusive or blasphemous language be banished from you. With all malice, spite, ill will or baseness. Baseness beteken laag, geen karakter. Hy sê ill will or baseness of any kind. Hy sê so, ons moet ontslae raak van hierdie goeders. Hy sê and become useful and helpful and kind to one another. Tender-hearted, compassionate, understanding, loving-hearted, forgiving one another readily and freely as God in Christ forgave you. So, as ek luister na wat ek praat, hoe ek praat en die woorde wat ek gebruik, is dit 'n redelike barometer en indikasie van hoe ek besig is om sy karakter tentoon te stel. Kan nie mense wat ek saam mee werk, kan kollegas, kliënte, mense daar buite, vreemdelinge, kan hulle uit my woorde agterkom en sien dat ek anders is? Klink ek anders as die wêreld? Klink ek soos Jesus? Want onthou, die Heilige Gees is besig om my en jou te vorm. We are being molded into the image of Christ to share inwardly his likeness. Romeine 8 sê in die Amplified. We are being molded into the image of his son. Is ek besig om sy beeld te reflekteer deur my kommunikasie en dit wat ek praat en sê? Ons moet leer om te heers. Ons moet leer om te regeer, nie te reageer nie. Wat leer sê, moenie reageer nie, leer om te regeer. En dit gebeur so maklik. Jy ry langs die pad, jy stop, jy trek weg by 'n stopstraat en die volgende oomblik trek die verkeerspolisieman jou af. Nou ek weet julle doen dit nie. Maar gewoonlik ander mense. En ek gebeur dit het hierdie week gebeur. Ek stop by die stopstraat, 4 rigting stop. Nou by uitsig weg. En toe ek wegtrek by die stopstraat, toe sien ek hier staan die verkeerspolisie en die vrou wys vir my, trek af. Ek weet nie hoekom dit is, julle beleef dit seker nie, maar ek beleef, as die ou jou aftrek, dan dadelik begin jy skuldig te voel. Ek dink dadelik, het ek gestop by daai stopstraat? Nou is daar allerhande emosies wat in jou binneste rondhardloop. Eers wil ek omgekrap raak. Maar hulle doen hulle werk. As hulle nie daar is nie, moun ons. Want as die mense onverskillig ry, dan sê ons altyd, nou waar's die speedkops nou? Wel, hy's daar. Is net hierdie keer het hy my afgetrek. En ek onthou skielik,
Maar ek het 'n ruk daar gestaan en ek het gewag dat 'n ander kar ry. So sê nee, okay, ek het gestop. Nou wat soek sy nou by my? En weet wat, en sy kom, en ek onthou wat ek vir julle preek. Ek het altyd gedink as ek het preek, is ek vrygestel daarvan, maar toe nie. En weet wat, en ek ervaar net in my binneste, Efesiërs 4. Toe sy aangestap kom, sê ek, Here, ek hierdie geleentheid gebruik. En ek groet haar, heel vriendelik. En weet wat, ek beleef toe sy aangestap kom, jy sien sommer mense het hierdie, amper hierdie aggressiewe kykie. Toe ek smile en ek vriendelik met haar, sien ek iets in haar gesig begin te verander. Sy begin my vra, wanneer het my so dink gee wat jy hak op jou deur, so 'n rus vir jou arm. En sy sê my, what's that? Ek sê nee, sy sê, is the armrest? Ek sê ja. Ek sê, it works brilliantly. Sy sê, where did you get? Hier begin sy praat met my, en sy gesels. Ek vertel haar aan ons gesels, sy vat nou my bestuurslisensie, doen alles wat sy moet doen, en sy sê, you may go, so, en ek sê vir haar, thank you for your friendliness and the work that you are doing. May you be blessed. En sy smile en ek ry. En toe ek wegry, kom hier die einste woorde. Hy het ons 'n bediening van versoening gegee. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil. Asof God deur ons vermaan. Nou ek het nou nie vermaan nie. En dan wat hy sê, let no foul or polluting language, nor evil word, nor unwholesome or worthless talk ever come out of your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others. Jy sien op daai oomblik, wat die Here met my praat, en wat ek beleef net, is die toets. Wat hy kom, en hy sê, dat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Ek en jy weet nie, wanneer ons iemand vriendelik bedien, selfs net bedank vir hulle werk, en hulle kompliment gee, stel ek en jy, hy sê dat dit genade sal gee, ek en jy word die kanaal van die Heilige Gees. Ek skep die platform dat die Heilige Gees in daai persoon kan kom werk. En weet wat, wanneer ek wegry, ek weet nie wat die genade van die Here aan daai persoon doen wanneer ek wegry nie. Ek weet nie hoe die genade van die Here daai vrou bedien nie. Want jy sien, deur jou praat, skep jy die platform en die, kan ek maar sê, amper 'n atmosfeer dat sy Gees kan werk. Jy word 'n kanaal wat sy liefde kan vloei na iemand anders toe. En dis hoekom ek wil sê, ek en jy moet leer om te regeer, nie om te reageer nie. Want baie keer gaan ons in 'n reaksie in. Moenie dat iemand anders se gedrag jou gedrag bepaal nie. Jy kan dalk baie maklik aan ons verskoning hê om te sê, ja maar hy ry aan, weet wat, hy was net ongeskik met my gewees. So as hy wil ongeskik wees, laat hy ongeskik wees, maar moenie laat daai ou se gedrag jou gedrag bepaal nie. Sy swak karakter, moenie dat dit jou ou karakter en jou ou mens wees, laat opstaan en manifesteer nie. Wees in beheer. Bepaal jy die atmosfeer, bepaal jy die rigting van die gesprek. En dis hoekom, ek moet toelaat, hy sê, moenie, don't quench the spirit, moenie die Heilige Gees blus nie, en ek glo dis deel van dit, weet wat, gee die Heilige Gees, laat toe, dat hy op daai oomblik in en deur jou werk.
As jy oop is vir die Heilige Gees, gaan jy hoor wat sy Gees vir jou sê. Dan gaan jy oop wees dat sy Gees deur jou kan praat. Op daai oomblik gee die Here dalk vir jou dadelik net 'n woord vra, 'n skrif vra. Of jou bemoediging is iets wat sy op daai oomblik nodig gehad het. Maar ons blus die Heilige Gees wanneer ons in reaksie gaan en ek maak toe en my ore is nie oop om te hoor dit wat sy Gees vir my wil sê in daai oomblik nie. Ek is nie oop vir die leiding van sy Gees dat hy my mond kan gebruik om te praat nie. Jy sien, wanneer ek toelaat, laat iemand anders se gedrag, my gedrag bepaal, plaas ek die beheer van daai situasie in die ander persoon se hande. Want nou gaan die ander persoon se optrede my aksies bepaal, my optrede bepaal, en dit gaan die woorde wat uit my mond uitkom begin beïnvloed. Want jy het beheer oorgegee. Ek hoop dit maak sin. Dit beteken nie dat iemand nou boor jou kan loop nie. Ek kan nog ferm wees. Ek kan nog, Engels praat van be assertive, not aggressive. En toe sien ek 'n mooi woord, kry ek 'n mooi woord vir assertive, beteken om selfgeldend te wees. Ek kan ferm wees, maar ek hoef nie aggressief te wees nie. Want jy sien, sodra ek begin aggressief raak, sodra ek kwaad begin word, sodra ek begin skreeu, sodra ek begin lelike, vuil woorde te gebruik, wat gebeur? Wat se reaksie kom van die ander persoon af? Ek eskaleer konflik. Ek veroorsaak konflik waar daar moontlik nie konflik was nie. En al was daar konflik, ek kan die konflik help en begin ontlont deur op te tree soos wat die Heilige Gees my lei. Om sy karakter te openbaar op daai oomblik. ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Is die woorde wat ek op daai oomblik in situasies, is my woorde besig om iemand anderster te stig? Is my woorde besig om genade te bring oor daardie persoon? Soveel keer hoor ons histories dat iemand sal sê, maar jy weet wat, ons de Klerks, dis maar hoe ons is. Ons sê 'n ding reguit. Ek draai nie doekies om nie. Ek sê hom soos hy is. Dis 'n flou verskoning vir freaking ongeskiktheid. Jy is eintlik besig om te brag oor jou sondige lewe wat jy gehad het. Jy's 'n nuwe skepping, man. Jy het 'n nuwe karakter. Dis nie die karakter van Christus wat openbaar word nie. Jy sê wat ons doen is, ek wou dit nou mooi gesê het, ons baie keer, jy braak oor die ander ou. In pleintaal, ek kots op die ander ou, en dan loop ek weg en dan dink ek voel beter, maar daai ou is suur en hy stink. Jy los hom met 'n gemors. En dan het ons nog, hoe sê hulle, die audacity, om daar weg te stap, en ek kom by iemand anders en dan sê ek vir Andy, heers, ek het vir hy Rian gesê, nee, ek het hom vertel hoor. Hy verstaan nou baie mooi waarvan ek afdaan kom. Dis nie iets om oor te brag nie. Dis iets wat ek en jy moet gaan bely, want ek het die Heilige Gees bedroef in daardie oomblik. Waar is my en jou se sagmoedigheid?
Waar is die vriendelikheid, die hartlikheid? Waar is die liefde van die Here wat ek moet openbaar in daardie oomblik? Solank as wat ek brag en my optrede regverdig, gaan ek nie verander nie. Inteendeel, ek is besig om daai slegte gewoonte al hoe meer te vestig en vas te maak in my lewe. Dat dit word my gewoonte, dit word naderhand my manier van op te tree. In plaas daarvan dat ek nou dit neer lê, dit wat ons laasweek toe Wouter met die baadjies, ek moet daai ou mens uittrek. Hy sê, get rid of the rottenness. Let no foul or polluting language, nor evil, nor unwholesome or worthless talk ever come out of your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others, and is fitting to the need and the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor to those who hear it. Is my woorde fitting to the occasion? Ek kan iemand vermaan. Tim kan kom en sê, hoorie, jou manier wat jy met Rian gepraat het, hoor jou boet. Dink jy dis reg? Pas dit? Ons vermaan mekaar, ons help mekaar. Hy sê ons vermaan, asof Christus deur ons vermaan. Maar nou bly ons stil. In plaas dat ons mekaar help om te verander. Skep nuwe gewoontes, 'n gewoonte to be Christ-like. En ek praat met myself seker die hardste volgende. Vers 30 van die Amplified, die gedeelte wat hy sê, and slander, evil speaking, abusive or blasphemous language be banished from you. Daai woord banished is nie net, jy moet versigtig wees, jy moet dit nie gebruik. Banished beteken, jy moet dis uitgejaag, weg. Niks daarmee te doen hê nie. Verban. With all malice, spite, ill will, obuisness, alle laagheid of any kind, dit moet verban word uit my lewe uit. Jy sê, ek moet 'n ander leefwyse kry. Hy het gesê in Efesiërs 4, jou denke moet vernuwe word, die gees van jou gemoed moet verander. Nou as my gees van my gemoed moet verander, hoekom hou ek boek oor die kwaad? En ek hou boek oor die verlede? Hoekom is ons so lief? Die Here het gesê daar moet herlewing plaasvind. Hy het nie bedoel herleef die ou mens nie. Hoekom gaan grawe ons altyd goed op as ons van mekaar verskil? Dan gaan grou ons die ou koeie op. Ek weet julle doen dit nie. Julle verskil pragtig van mekaar. Hoekom wil ons altyd die ou koeie opgrawe? Hoekom wil ons mekaar met klippe gooi? Jy stap weg en jy het jou gesê, maar wat was die impak van die woorde wat jy vrygestel het? Het jy daar weggestap en weet wat, daai persoon beleef genade van die Here en die genade kom werk, of stap jy daar weg en daai persoon voel soos 'n wurm, voel verneder, sit met aanklag, weet wat, jy het skielik die regter en beoordelaar geword, en veroordelaar. Judge, jury and executioner. Ek het daai persoon nie gestig nie, ek het daai persoon verneder. Nee, mag ek en jy toelaat dat daar nuwe gewoontes in ons geskep en geplant word. Dat wanneer ek praat, mense die liefde van die Here
tasbaar sal beleef. Jakobus 3 vers 10 sê, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers en susters, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars waters voortbring nie. Met ander woorde, daar kan nie soet dinge en bitter dinge uit my mond uitloop op dieselfde tyd nie. Ek en jy het 'n fontein geword. Strome van lewende waters moet uit ons binneste uitvloei. Lewende waters. Nie bitter waters nie, lewende waters. En ons kry dit reg. Mense, dis nie in ons eie krag wat ons dit gaan regkry nie. Dis sy gees wat in ons woon en dis sy gees wat soos lewende waters uit my binneste uitvloei. Moenie dink jy gaan dit regkry deur jou eie dissipline, jou eie nee, hy gee vir ons selfbeheersing. Hy help ons soos dat ek oorgee aan die Heilige Gees, kan ek toelaat dat sy gees deur my vloei. Wanneer jy voel, jy begin omgekrap raak, dat jy sê, Here, help my. Soos daai vrou, daai verkeersdame, toe sê daar staan, dat dadelik, Here, help my. Ek kan net vele voorbeelde gee uit goed wat ek beleef het, om dit prakties te maak. Ek probeer nie daardeur sê, nee, I've arrived nie, inteendeel. Hierdie week weer, gee opleiding, en ek's besig daar met ouens, wie myn. En ouens sê goed, die versoeking is dadelik om te reageer soos wat ek altyd sou gereageer het. Jy wil amper sarkasties wees of jy wil terugbyt. Nou begin ek leer en sê, Here, help my. Stop, voor jy outomaties, want my bek is baie keer vinniger as my brein. Nou het ek geleer, stop. As jy iets gesê, stop. Tel tot 10. Daar's iets in die 10 tel. Haal diep asem. Sodat jou brein suurstof kan kry. Stop. En vra net vinnig. En dit is nie 'n gebed wat 10 minute vat nie. Here, help my. En begin te praat wat hy in jou mond begin plaas. Ons moet leer om dit te, en jy sien, dis wat die Heilige Gees in my en jou kom doen. Hy help ons. Mense, hy gee jou die krag om dit reg te kry. Dis nie in jou krag nie. Lukas 6 vers 45, Jesus praat, hy sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit sy slegte skat van die hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Hoeveel keer as 'n verkeerspolisieman staan daar, is dit gewoonlik nie blanke nie. Hoeveel keer gaan dit daaroor? Dit gaan nie oor dat hy 'n spietkop is nie. Hoeveel van ons sit daar nog 'n bevooroordeling in jou hart? Daar sit nog 'n stuk van 'n rasisme in jou hart. Hoeveel keer sit daar in ons binneste prejudice? Hoeveel keer het ek en jy, is daar iets wat in my en jou hart, vanuit die oorvloed van die hart spreek die mond. Wat sit in my en jou hart? Hy sê, vergewe mekaar soos wat Christus vergeef het. Hoeveel dra ons nie 'n wrok, 'n grudge? Daar's iets wat ek in my hart dra teen iemand, en wanneer ek om in 'n onbewaakte oomblik met daai persoon praat, wat kook oor? Dit wat in my hart is, vloei dan by my mond uit. Wees sensitief vir die inspraak van God se Gees. Ek wil afsluit. Efesiërs 5 vers 1 wat hy sê, therefore be imitators of God, copy him and follow his example, as well beloved children imitate their father.
dit wat Jesus gesê het. Hy sê, dit wat ek sê, dit wat ek doen soos ek my Vader sien doen. Ek praat soos ek by my Vader gehoor het. Dat ek en jy op daai plek sal kom. That will be imitators of him. En my gebed is vir elkeen van ons. Kolossense 4 vers 5, wat hy sê, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, sy nuwe vertaling wat so sê. Skryf, hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Jou vertaling sê, laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel. Sout gee smaak, dit preserveer, dit bring genesing, dat my woorde soos met sout besprinkel sal wees. Mag die Here ons help. Ek het eintlik vet pret gehad met die groep wat ek gehad het donderdag. Dit is die tweede keer wat ek hierdie groep het. En ek gesê het, in die oggende voor ek die groep vat, dan vra ek, Here, help, dat hulle iets van u gees sal beleef. Nou dis die groep, ek het julle vorige keer vertel, dat ek het hierdie is 'n ouer man in die groep, en hy sê vir my die oggend toe ons begin, sê ek, wat's jou droom? En hy sê, I've got no dream. I'm going on pension soon, I'm just doing the work, I've got no dream. Ek sê, as jy aftree met jou droom, hy sê, I've not got no dream. Ek het julle vertel wat gebeur het, hy sê die einde van die dag, toe ek sê, wat's die belangrikste ding wat jy geleer het vandag? En toe ek by hom kom, hy sit maar, hy kyk so, ek weet nie hoe om te sê, waar hy kyk. Hy sê vir my, this morning, I said, I've got no dream. Hy sê, but I don't know what happened today. Something happened. I've got life. Something triggered. I feel alive. Ja, ek sê, wat Here, ek sê, niks wat ek gedoen het nie. Dus, hy sê, I don't know why. En ek sê vir hom, I've got a very good idea why. Ek kry hom gister, donderdag, die ouens stap in, toe ons so by die voorportaal in die lokaal wil instap, vang hy my, hy hou my so terug. Hy sê, I just want to tell you, what happened here is growing. I'm still alive. En hulle moet terugvoer gee van ons fasilitering. Nou, dit is 'n blokkies wat hulle moet merk in jou score, maar daar's so 'n plek, hulle moet hulle kommentaar skryf. Ek sê altyd, skryf jou kommentaar, as daar iets is wat moet verander, skryf dit asseblief, want dan help jy my. En ek kry syne, gelukkig sit hulle naam op. En hy skryf daar, excellent session. Ja, laat ek dit presies vir julle lees. En is nie om te brag of iets nie, dit is genade van die Here. Hy skryf daarso. Kom nou. Hy sê, explaining everything in love. Explaining everything in love. Ek het nog nooit in al die jare wat ek fasiliteer, nog ooit gekry dat iemand dit skryf nie. Here, dat hulle u liefde in ons sal beleef. Mag hy my en jou help, dat waar ons beweeg, wat ons doen, dat soos Paulus sê, want die liefde van Christus dring ons. Mense, dat ek en jy die vrug van die Gees sal manifesteer. En wanneer laas het ek en jy die vrug van die Gees, dit net gelees, Galasiërs 5 vers 20, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. En dan sluit af met hierdie versie, Psalms 19 vers 15, hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Laat die woorde van my mond en
die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U. Mag die Here my en jou help, dat ons woorde en wat ons welbehaaglik, goed in die aangesig van die Here sal wees. Wanneer jy verkeerd doen, moenie in 'n gat gaan en skuldgevoel en aanklag nie, maar sê, Here, leer my, help my Heilige Gees, om dit een kant toe te leef, om ontslae te raak daarvan. Help my om te wees en te word soos Christus. En Here, bid vanoggend, soos 'n Dawid, vir elkeen van ons. Laat die woorde van my mond, Here, laat die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Here, kom maak ons vry van verkeerde daggedenkpatrone. Kom maak ons vry van verkeerde spraak. Kom maak ons vry vanoggend. Here, dat U ons Heilige Gees, dat U ons sal help om te vergewe waar ons moet vergewe. Dat ons nie wrokke sal dra, dat ons nie dinge teen mense sal hou nie, maar dat ons dit sal laat gaan. En dat die vrug van die Gees uiterlik sal manifesteer. Dat mense Christus in ons sal sien, in ons sal beleef. En ek roep dit vanoggend in Jesus naam. Amen.